Vandag is ons by dag 15. Baie welkom. En die tema van dag 15 se dagstukkie is: staan vas in jou storms. In Markus 4 vers 41 lees ons: hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê: wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Geloof, karakter, krag en wysheid is van die wortels wat ons groei in die storms van die lewe bepaal. Staan vas in jou storms. Dink jou gou vir een oomblik in hoe ons wêreld sal lyk en sal voel sonder wind. Geen wind wat bome se blare laat beweeg nie. Geen wind wat die wolke aanjaag nie. Geen wind wat jou laat afkoel nie. Geen wind wat jy hoor suis om die hoeke nie. In die Arizona woestyn in Amerika het hulle 'n windlose struktuur van 1,2 hektaar gebou. Binne het hulle die volmaakte groeitemperatuur gehandhaaf. Alles het verskriklik wele gegroei, ook die bome, maar net tot op 'n stadium. Sonder dat daar wind was, het hulle dan net omgeval. Die wetenskaplikes kon dit nie verstaan nie, tot een van hulle op 'n dag besef het dat die bome wind nodig het om hulle sterk en stewig in die grond te anker. Hoe meer bome aan sterk wind blootgestel word, hoe dieper en sterker word hulle wortelstelsels. Soos iemand eendag gesê het, die grootste bome is die wat die meeste stormwinde oorleef het. So dikwels hoor ek dat mense mekaar net mooi dinge toewens, amper tot so 'n mate dat hulle ampers wens dat die voorspoed die ander sal verveel. Dink jou nou gou 'n lewe in sonder uitdagings en sleg dinge wat gebeur. Dit gaan net goed en die seën en reën van alle kante net neer. Reg deur die Bybel sien ons dat wanneer dit goed gegaan het met die volk van God en ook ander mense, het hulle begin vergeet van God en hul eie ding begin doen. Dan het daar sleg dinge met hulle gebeur en dan het hulle weer teruggekeer na God. Die ou mense het mos hoeka gesê, te veel van 'n goeie ding is nie meer goed nie. Wanneer ons in die storm slaand, dan doen ons ding. Maar as ons ding nie werk nie, dan begin ons paniekerig en kwaad raak vir God. Gee U nie om dat ons vergaan nie? Hoekom help U ons nie? Hoekom hoor U ons nie? Wat het ek gedoen om dit te verdien? Wat ons nie besef nie, is dat die storms van die lewe juist nodig is om ons in afhanklikheid van God te laat leef. As ons al die storms self kan hanteer, het ons mos nie vir God nodig nie. Dit is in die erken van ons onvermoë om die storms te hanteer, dat God dan vir ons begin wys dat hy baie groter is as ons grootste storm. Dit is dan dat ons ook soos die disippels vra: wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Hoe gouer ons in ons storms vir Jesus wakker maak, hoe gouer gaan hy ons leer dat ons ook soos hy baie groter is as enige storm of uitdaging van die lewe. Dan word ons meester stormvaarders. In die storms leer Jesus ons dat daar geen storm is wat hy en ons in sy krag nie kan hanteer nie. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy wil ons meeste van die tyd die storms van die lewe sy stap? Wat dink jy sal gebeur as ons begin verstaan dat die storms van die lewe 'n baie nodige deel van die lewe is? Hoe gaan jy vandag jou storms en uitdagings hanteer? Dankie Here dat U met die winde en storms van die lewe my diep in U hart wil anker. Leer my ook om so naby aan U hart te leef dat ek nooit paniekerig hoef te raak in enige storm nie, want U is mos by my. Amen.
In plaas dat ek en jy na lewensreddingsboeie begin soek as die storms van die lewe opsteek, kan ons maar net weet en omkyk en sien wie lê by ons, vas aan die slaap in die boot. Hy is die een wat kan slaap te midde van die storms, wat baie groter is as die storms. Seën en oorvloed vir jou, hê 'n wonderlike dag. Liefde groete, Sjaal.